uit. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Nou die omgee gebed. Kom ons sluit asseblief hier oor. Ons hemelse Vader, dankie vir die voorreg om in die huis te vergader. Ons kan met dankbaarheid die oggend begin met die Psalm 139. Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Heilige Gees, nou dat ons weet dat U almal van ons van alle kante omsluit het en van ons besit geneem het, wil ons die volgende persoon aan U opdra. Chris Briel, wat nog steeds chemobehandeling ondergaan. Here, U ken sy seer, U ken sy pyn. Verlig asseblief, Here, sy pyn en sy seer, en laat asseblief die behandeling help om al die kankerselle in sy liggaam te kan vernietig. Thomas Marshall, wat gesigbeserings opgedoen het, Here, help asseblief dat hy beserings gou sal genees. Felicity, wat Dinsdag DV moet gaan vir 'n skoupapartnie, Here, sien asseblief die behandeling en die dokters wat die behandeling sal doen. Here, dan wil ons vir Willie Botha, dan die Ella se seun aan die opdra, wat môre gaan vir toetse. Help asseblief dat die dokter die regte behandeling vir hom sal gee, Here. Here, nou wil ons U net loof en prys vir die ingryping by Alda van die Vyver en Ferry van die kerk se behandeling. Here, ons wil al die eer net aan U gee, want ons weet, Here, dat U ingegryp het en hulle behandeling geseën het. Here, U is die grootste geneesheer. Tree asseblief in by al die persone wat ons al hier opgedra het. Seën asseblief en genees hulle, Here, ten volle. Here, dan is ons saam met die volgende jong mense en hulle ouers baie bly. Alexis Boshoff, Nadia Nudee en Jaco van der Vyver wat hulle matriekuitslaag gekry het. Dankie, Here, dat hulle talente wat U vir hulle gegee het, so ten volle gebruik het. Here, die volgende lidmate verjaar die komende week. Ilse Marie, Louise Snyman, Annelies Leroux, Eugene van die Kerk en Skalk Jansen van Rensburg. Dankie dat U nog 'n jaar aan hulle lewens toegevoeg het, Here. En seën asseblief hulle en hulle families. Here, dan vra ons asseblief voorbidding en ons vra U seën op die vroue konferensie wat gaan plaasvind Saterdag. Here, die vrouens wat dit gaan bywoon, laat hulle nog nader aan U nog kan beweeg, Here. En seën asseblief al die voorbereidings, dat dit vlot sal verloop. Here, die kinderkerk begin vandag. Seën asseblief al die kindertjies wat dit bywoon, Here. En help asseblief die lidmate en gee hulle leiding wat daarmee sal help. Here, dan doen ons voorbereiding vir Eskom, Here. Ons weet wat die probleem is, Here. Ek vra asseblief dat U waar hulle sal vergader met planne voor 'n dag kom, Here, help hulle asseblief. Tree asseblief in, Here, want U het al die antwoorde vir ons, Here. Here, ons bid vir die mense wat soos gebuk gaan onder hierdie loadshedding, Here. Help asseblief, Here, vir al die klein besighede. Laat hulle asseblief, Here, dat hulle met planne voor 'n dag sal kom en nie wag vir enige iemand om hulle te help nie, Here. Ons weet dit is moeilik, Here, maar met U is niks onmoontlik nie. Here, dan vra ek asseblief, seën asseblief vir Christian, wat vir ons die woord gaan bring, Here.
Here, hy is net die spreekbuis. Heilige Gees, maak asseblief vir ons toeganklik vir u woord. Here, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Net so in die hemel en net so ook op die aarde. Ons hemelse Vader, ons bid alles in die heilige, kosbare, wonderlike naam. Alle eer aan u. Amen. Kort nadat Joachim, seun van Josa, koning van Juda geword het hierdie woord van die Here gekom. So sê die Here, gaan staan in die voorhoof van die huis van die Here en praat met al die mense wat uit al die stede van Juda kom om in die huis van die Here te aanbid. Jy moet alles wat ek jou bevel vir hulle sê. Jy mag nie 'n enkele woord weglaat nie. Miskien sal hulle luister en hulle van hulle verkeerde lewe bekeer. Dan sal ek die straf herroep wat ek oor hulle wou bring, oor hulle sondige dade. Jy moet vir hulle sê, so sê die Here, jy moet na my luister en my wil doen, wat ek aan julle bekend gemaak het. Julle moet luister na wat my dienaars die profete sê, my profete wat ek vroeg en laat na julle gestuur het, sonder dat julle na hulle geluister het. As julle dit nie doen nie, sal ek hierdie huis soos swale maak en ek sal hierdie stad maak tot iets waarmee al die volke van die wêreld dan vervloek. Die priesters, die profete en die volk het Jeremia hierdie dinge gehoor sê in die huis van die Here. Toe Jeremia klaar vir die volk alles gesê het, het die Here hom bevel het om vir hulle te sê, het die profete en die priesters en die hele volk hom gegryp en gesê, jy moet beslis sterf. Waarom tree jy in die naam van die Here op as profeet en sê dan dat hierdie huis soos swale sal wees en dat hierdie stad verwoes sal word en sonder inwoners sal wees? Die hele volk het in die huis van die Here om Jeremia gebrom. Toe die ampeers van Juda al hierdie dinge verneem, is hulle van die paleis af na die tempel toe. Hulle het by die nuwe poort van die tempel gaan sit en die profete en die priesters vir hulle en vir die hele volk gesê, hierdie man moet die doodvonnis kry, want hy het as profeet hierdie dinge teen die stad gesê. Julle het dit selfs gehoor. Toe antwoord Jeremia al die ampeers en die hele volk. Die Here het my gestuur om as profeet op te tree teen hierdie huis en teen hierdie stad en om alles te sê wat julle gehoor het. Maar as julle nou goed doen en julle gedrag en optredings verander en luister na wat die Here julle God vir julle gesê het, sal hy die straf herroep wat hy oor julle aangekondig het. Ek is in julle mag. Maak met my wat goed en reg is in julle oë. Onthou net, as julle my doodmaak, sal julle die straf vir onskuldige bloedvergieting oor julle en oor hierdie stad en sy inwoners bring. Want dit is sodat die Here my teen julle gestuur het om al hierdie dinge te sê, sodat julle almal dit kan hoor. Dankie, Jan. So hierdie stukkie het Jeremia is baie interessant. Daar's 'n bietjie van 'n tema hier, maar ons gaan nou sin toe gaan. Ons gaan eers gou 'n stapie terugneem. So hierdie is natuurlik in die tyd van die verdeelde Israel. Die volk is verdeel na Salomo en Rehoboam, het hoë belastings opgesit het op die lande en toe die twee stamme gesplit. En jy het vir Israel in die noorde gehad en vir Judea in die suide. Judea was bietjie kleiner en as gevolg daarvan was hulle so bietjie meer in die moeilikheid gewees. So hulle moes maar verbonde sluit met die volke om goeders gedoen te kry. Met ander woorde met die Babiloniërs, later in die Egiptenaars en natuurlik ook met die Assiriërs.
So, dit was nie noodwendig die maklikste politiese situasie waarin hulle gestaan het nie. Jeremia is natuurlik 'n volksleier, hy's 'n profeet gewees. So hy het begin profeteer in die tyd van koning Josia, wat in daai tyd was, en natuurlik sy seun wat ons nou hiervan gehoor het, Jojakim, het toe na hom gevolg. Nou Josia was 'n goeie koning en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en ek dink dit het vir Jeremia so 'n bietjie makliker gegaan om dan die volk aan te spreek, want die koning het daarom saam met hom gewerk om goed reg te doen, maar sy seun het nie noodwendig dieselfde gedoen nie. Wat vir my verskriklik interessant is, ek kyk altyd na die Engels en die Afrikaans, en Jojakim in Engels sê hulle Jehoiakim, so dis heeltemal anders as die Afrikaans. So as jy ooit hoor dit in Engels, dan weet jy waar dit vandaan kom. So, om op te som, Judea is maar 'n bietjie op hulle eie, die Israeliete help hulle nou nie, die 10 stamme help hulle nie baie nie, so hulle staan met al hierdie magtige nasies om hulle. En hulle is maar besig om bietjie te verval, né, in die nasies om hulle se gebruike. So inkom Jeremia, en hy het eintlik 'n wonderlike storie. Een van my gunsteling dele uit Jeremia is waar hy sy roeping kry. So, die Here sê vir hom, ons sien dit in Jeremia 1 vers 5, nog voordat ek jou gevorm het in die baarmoeder, het ek jou geken. Nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het ek jou geheilig. As profeet vir die nasies het ek jou bestem. Hoe lekker moet dit nie wees nie, hè? As jy jou lewe begin, jy's nog kind, jy begin nou net leer praat, en die Here sê klaar vir jou, dis wat jy gaan doen, en jy hoor die Here se stem, jy weet wat jy gaan doen, maar jy weet ook, jy kan nie so lekker praat nie. So wat sê jy dan? Jy sê vir die Here, maar luister, ek sukkel bietjie met woorde, en alles, en die Here raak sy mond aan en sê vir hom, my woorde sal jou woorde wees. Dis 'n wonderlike ding. So hy weet wat hy moet doen, en natuurlik hy staan op in hy autoriteit, en hy is 'n profeet. Julle sal sien as julle deur sy boek lees, hy's hard met die mense, hy praat en hy sê wat reg is, verkeerd is, en hy's onverskrokke. Hy's nie bang oor wat met hom sal gebeur nie. Soos julle kan lees uit die stukkie uit, hy was redelik seker dat hulle hom 10 sou om die lewe bring, of al groot kans is daarvan. Hy was nie bang om te gaan praat nie. Hy het ook nie alles maklik gehad nie. Hy het redelik vroeg in sy loopbaan het hy 'n profesie gehad dat die vyand van die noorde gaan kom. Dis natuurlik die Babiloniërs, maar hulle het baie later eers gekom. So mense kry die gevoel, daar was maar 'n bietjie, jy weet, aftrek teen hom gewees, sodat hy profesie gemaak het en dit gebeur net nie. Jeremia was ook nie getroud nie. Hy het woord van die Here gekry dat hy nie mag trou en kinders hê nie, want die land is nie veilig nie en almal gaan in ballingskap weggevoer word. Wat natuurlik ook later gebeur. Hierna lees ons die boeke van Daniël wat in Babilonië weggevoer word deur koning Nebukadneser. As ek die boek lees, so kry mens die gevoel, Jeremia was bietjie van 'n introvert, né? Hy is eintlik meer op homself gestel. Hy wil nie eintlik met al die mense deel nie, en hy raak nogal neerslagtig as hy vassit, en hy is besig om vir mense woord te gee of 'n profesie te gee, en hulle slaan hom sommer en gooi hom in 'n tronk vir dit. In Jeremia 20 vanaf vers 7 sê hy: U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U het my oorweldig, u het die oorhand gekry. Ek word uitgelag die hele dag. Almal dryf die spot met my. Klink bietjie soos Dawid as hy ook 'n lou tref, né? So wat gaan nie aan in hierdie stukkie? Die Here sê vir een van sy profete om 'n waarskuwing te gee. Die volk wyk weer af van die pad, hulle raak die pad weer bietjie byster, soos wat hulle maar doen in hierdie temas. Dis elke keer wat die profete maar kom doen. Ek dink as ons gaan lees oor al die profete, dan sit omtrent die tema, né? Hulle verander nie eens die storielyn nie. Hulle gaan weer begin idole verafgod en begin weer bietjie steel en korrupsie begin weer intrek. En dis die tweede keer dat Jeremia hulle waarsku. Hy het in hoofstuk 7 van Jeremia, ons is in hoofstuk 26 gewees, het hy hulle lang waarskuwing gegee. Hy was redelik hard op met hulle gewees. Maar niks het daar gebeur nie. Die vermoede is natuurlik dat dit onder koning Josia was, wat 'n bietjie meer vriendelik was vir hom en hom probeer help het met sy regstelling. Maar onder Jojakim was die moed bietjie anders, né? Soos ons lees hierso, hulle besluit toe sommer daar in die tempelpoorte, hulle wil hierdie man om die lewe bring. En wat interessant is, hierso, hy gee natuurlik oor aan die autoriteit, né? Hy's nie in rebellie nie. Hy sê nie die regering's verkeerd en hy kan nie doen nie. Hy sê ek sien hulle hande, maar onthou net hierdie is wat gaan gebeur. So hy staan sterk in sy plig. Ook as ons luister na die boodskap, die Here sê vir Jeremia, jy moet hierdie boodskap net so oorgee, né? Moet niks verander aan die woorde nie. Want die woorde is hard. As ons luister daarna, hulle sê dit gaan vernietig word so silo,
né? Jerusalem geword so Silo. En Silo was in Israel gewees in die 10 stamme, was deur die Palestynë ingeval, en natuurlik hulle die tabernakel verwoes en hulle die ark gesteel, né, en buitgemaak. So dis 'n terrible ding vir die Israeliete gewees op daai stadium. So hulle word gesê dieselfde gaan met hulle gebeur as met die boeties en sissies in die noorde. Dis nogal sleg en hulle raak natuurlik bietjie kwaad hieroor en hy sê vir hulle dit gaan gebeur want julle doen al die slegte goed. Julle aksies lei tot hierdie dinge. En julle kan dit regstel. Al wat julle moet doen is julle moet net julle verootmoedig, sê vir die Here jammer en verander julle weer. Maar dis nie nodig wat hulle wil doen nie. Die volk wil eerder soos die bure wees. Dis bietjie makliker om, wie weet, saam met hulle te leef en cool goeders te doen wat hulle mee besig is. Hulle praat van die maangod en die songod en allerlei rites en rituele wat hulle gedoen het. En dit frustreer vir Jeremia natuurlik verskriklik. Nou fast forward. Sien ons dit nie vandag ook bietjie hierso nie. Ons praat nou juist vanoggend daarvan wat sien mens nie op die internet nie. Die influencers en TikTokers het selde positiewe goeders wat hulle uitsit. En die mense eet dit op, né? Negatiewe dinge, alkoholmisbruik, losbandigheid, woede, twis, dit word uitgesaai, mense eet dit net op. Ek dink dit is verskriklik. Die media is besig met 'n veldtog teen mans en ouers en mans wat in autoriteitsfigure as autoriteitsfigure optree. Beteken nie 'n vrou kan nie dit wees nie, maar hoekom wil die man aanval? Dit is verskriklik. Kinders kan hulle eie identiteit kies deesdae. Ouers kan hulle nie meer koester en groei nie. Dit is verskriklik. Die kerk van Engeland moes hierdie week jammer sê vir die LGBTQ+ C3PO al daai goeders omdat hulle nie huwelike wat toelaat in daai konteks nie. Al hierdie negatiewe aspekte waarvan ons nou praat, lei tot verdeeldheid, né? Want hierdie is woede en twis. En dit was natuurlik die tema van Woensdagoggend se stukkie wat ons oor gepraat het, daai verdeeldheid wat inkom. Of julle vinnig herinner daaraan, want ek seker almal het gehoor nie. Paulus praat oor die vaste kos en die melk en hy het 'n issue gehad met die gemeente in Korinthe. Want hy het agtergekom dat daar so faksies wat bou in die kerk. So daar was van wat vir Apollos was en van wat vir Paulus was. En dan het hulle met mekaar begin stry. En as gevolg daarvan kon hulle nie geestelik groei nie, né? Nou waar kom geestelike groei vandaan? Geestelike groei kan net gebeur as ons wegstaan van die fisiese, wegstaan uit die wêreld uit. Ja, die wêreld se dinge, soos wat ons nou ook gelees het van die volk. Jy kan nie met die wêreld so goed besig wees en groei geestelik nie. Jou uitkyk moet anders wees. Hoe weet ons die verdeeldheid veroorsaak dit? Dis baie mooi vir ons gelys in Galasiërs 5 van vers 19. Die praktyke van die vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie so dinge. So hierdie is alles dinge van die vlees. En ons lewens daarvan getuig, en ek moet vir julle sê, toe ek deur daai lysie gaan, was ook vir 1 of 2 keer wat ek aan myself insien, wat mense onskuldig is. En dit is wat keer dat jy geestelik groei. So, die challenge, dan moet ons anders wees, né? Dan kan ons nie in daai plekke staan nie. We need to dare to be different. Ons moet waag om anders te wees. En nie soos advertensies wat sê dare to be different nie, né? Dat ons nou almal 'n spesifieke Nike T-shirt of 'n parfuum dra, so dis almal dieselfde ryk nie. Dit is nie die idee nie. Ons moet waag om anders te wees. Maar anders hoe? Ook nie 'n unicorn nie, né? Nou is jy nie uniek en almal moet jou erken as iets heeltemal anders as al die ander nie. Nie uitstaan nie, dis nie die idee nie. Dis om anders te wees as die wêreld. Ja, om anders te wees as dit wat aangaan in die wêreld. Ons moenie van die wêreld wees nie. Daar's 'n vers in Johannes 17 vers 16 waar gesê word: "Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie." So julle het my hierdie al hoor sê, ek dink dis een van my gunstelinge beeldspraak waar ons praat van die see, né? En ons praat van haai in die see, haai hoort in die see, hy kan swem, hy kan daar slaap, as hy onder rond swem kan hy doen net wat hy wil, hy hoef nie te worry nie. Maar dit is nie dieselfde vir 'n dolfyn nie. 'n Dolfyn is ook in die see, maar hy is nie van die see nie, want hy kan nie daaronder bly nie, hy moet opkom vir asem. En dis dieselfde vir ons. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons moet opkom vir asem, ons moet opkom na die Here toe, ons moet ons versterk in
in waar die Here is. Dis waarvan ons moet volmaak. Anders kan ons nie oorleef in hierdie wêreld nie. So, my geloofsfamilie, ons hoef nie soos hierdie wêreld te wees nie. So, hoe moet ons dan weet? Moet ons vryheid opgee? Dan is nie meer pret hê nie, van God ons fun spoil, niks meer grappies maak nie. Nee, dis nie wat dit sê nie. God se reëls is vir ons eie beskerming. Net soos jy as 'n ouer seker maak jou kind druk nie sy vinger in die plug nie, want die kind wil weet hoe dit voel, want daar's 'n gaatjie wil sien hoe sy vinger daar indruk, maar jy weet dis nie goed vir hom nie. Totdat jy dit nie doen nie, gaan jy dit nie weet nie, maar in die tussentyd moet ons maar probeer keer, né? Dis wat die Here se liefde is vir ons. En hy het ons onvoorwaardelik lief, en hy wil keer dat ons seer kry. So hy probeer ons beskerm. Een van die mooiste goed wat mens hier so ook raak lees is, die Here is lief vir ons, maak nie saak wat nie. Of ons hom kies of nie. So tot hy laaste oomblik om hom as saligmaker te kies en gered te word. En hy is lief vir ons al die tyd. Daar's nie 'n mens hier so wat die Here nie voor lief is nie. Ja, amen, ek stem saam. So, kom ons kyk wat sê die psalmdigter, nou dat ons so 'n bietjie vroeër oor Dawid gepraat het. Daar was 'n mooi stukkie uit Psalm 119 vanaf vers 17 en 20 wat ook hier vir my baie mooi saamgehang het. En dit was deels van die mood gewees van Jeremia wat my hieraan laat dink het. Wees goed vir u diensknegt, vers 17. Dan kan ek lewe en die woord nakom. Maak oop my oë sodat ek die wonders uit die wet kan raak sien. So hy vra vir hy struktuur, hy vra vir die reëls. Ek is 'n vreemdeling op aarde. Moet u bevele nie vir my verborge hou nie. My lewe kwyn die hele tyd weg van verlange na die beslissings. Ek is 'n vreemdeling op aarde. Ek hoort nie hier nie. Dis nie my plek nie. Ek het die reëls nodig om te kan leef hierso, om anders te kan wees. Wat sê Jesus hieroor? In Matteus 7 vanaf vers 13 en 14. Gaan die noupoort in, want breed is die pad en wyd die poort wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur gaan. Dis waar almal gaan. Maar hoe nou is die poort en hoe smal die pad wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Maar dis anders. So Jesus sê hierdie tydens die bergrede. En hy sê dat ons nie hierdie wye pad moet stap wat almal stap nie. Ons moet 'n ander pad stap. Ons moet anders daaruit voorsien. As mense na ons kyk, moet hulle nie kan sê ja, jy is soos al die ander nie. Nee, is net soos ons. Ons moet nie verskil nie. Dis 'n lekker ou. Beteken nie jy kan nie 'n goeie mens wees nie en interessant wees nie, maar ons moet nie dieselfde wees as die wêreld om ons nie. Ons kan nie van die wêreld, ons kan nie van die vlees wees nie. Ons moet sout en lig wees vir die wêreld. Hoekom? Sout verander kos, het 'n impak op almal om ons. En as daar lig is, kan daar nie donker wees nie. So, is daar how-to, hoe is ons sout en lig? Ja, natuurlik, ons weet, ons moet Jesus kies as saligmaker en ons baie groot begrippe om hierdie. In Engels praat hulle van pervasive ideas. Maar wat is die spesifiek, is daar details, is daar iets spesifiek wat ons kan doen om sout en lig te wees? Want ons is verseker nie almal soos Jeremia wat ons bestaansdoelwit wat die Here vir ons gegee het van dag 1 af weet nie. Daar is 'n wonderlike kursus wat ons aanbied oor hoe om die Here se seën vir ons te sien. Die kultuur van seën waar ons eintlik praat en jy as jy die kultuur van seën doen, sal jy heel moontlik jou doelwit wat die Here vir jou het kry. En dit is 'n wonderlike kursus. So as jy dit nog nie gedoen het, doen dit asseblief. Maar Jeremia het daai in vandag 1 gehad. Ons is nie almal so gelukkig nie. En nie almal van ons is so braaf en onverskrokke om heel gelukkig te wees om deur die volk omgebring te word en homself net te verleen aan die wette van die land op daai stadium nie. So, wat is dit wat ons kan doen? In die brief van Tessalonisense 5 vanaf vers 12 tot 22 is daar 'n baie mooi stukkie wat vir my nogal baie mooi hierby inpas en sal help om ons sout en lig te laat wees. Van hierdie begrippe is nie moeilik nie. Maar ons vra julle broers om respek te betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk in die naam van die Here voorgaan en teregwys. Ek love dis bietjie ouderlinge daar, so ek hou van daai een. En om natuurlik op grond van hulle werk en liefde met die hoogste agting teenoor hulle op te tree. So leef in vrede met mekaar. Ek dink dis 'n maklike een, nie veel daaroor te bespreek nie. En ons moedig julle aan broers om die leegleers aan te spreek, né?
Jy moet nie ledig wees nie. Jy moet iets doen, jy moet werk. Die Here het vir ons talente gegee. En hy wil sien wat ons met daai talente gedoen het. Het ons vir ons skatte in die hemel bymekaar gemaak. Bemoedig die moedeloses. Ja, dis positief. Ondersteun die swakkes en wees geduldig teenoor almal. En daai grace. Sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie. Maar streef altyd na wat goed is vir mekaar en alle mense. En daai is ook maklik. Wees altyd bly. Nou hierdie is 'n bietjie moeiliker, want soms is mens nie bly nie, né? As jy lank in verkeer gesit het en as load shedding, die robotte was uit, dan kom jy by die huis aan en dan is jy moeg. Dit is nou 'n lang dag gewees en die krag is uit. Nou wat dan? Nou, as 'n voorbeeld wat ek altyd doen in ons huis is ek roep altyd prinsesse. So ek sê prinsesse en dan kom die honde en die kinders uitgehardloop en gee my drukkies. En my vrou. Nou, selfs voel ek nie altyd so nie. En soms voel ek jy's nou moeg en jy's nie lus om dit te doen nie. Maar daar's niks lekkerder as om te sien dat die prinsesse en die honde en die vrou uithardloop om jou 'n drukkie te kom gee nie. So daai wees altyd bly het 'n goeie impak. Ons het 'n mood changing opportunity in ons en waar ons werk. Selfs by die werk kan jy al begin met 'n happy Friday of 'n happy Monday. Selfs al voel jy nie altyd so nie. Volgende een is bid sonder ophou. Daai moet ons doen. Ek kan nie vir julle sê hoe belangrik dit is om net die Here se hart te hoor nie. En nie net te bid nie, maar ook te kan luister. En hierdie is 'n baie goed ding. Spandeer daai tyd saam met die Here, jou stilte tyd. Wees in alle omstandighede dankbaar, maar dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Dit is baie maklik om al die goed te sien wat verkeerd gaan, né? Ons is maar so ingestel, ons wil goeders wat perfek werk en daarom sien ons die goedjies wat pla. Dit wat dit beter sal maak. Ek weet vir al my OCD doen dit nogal baie. In plek soos ons bly vir dit wat ons wel het, vir al die wonderlike seëninge wat ons gekry het. Moenie die Gees blus nie. Die Gees moet soos vuur in ons brand. En hier sê die Bybel, moet dit nie blus nie. Die ou Afrikaanse vir is bedroef nie. Ons moet, daar waar die Gees vir ons sê, praat met daai persoon, gebruik die L10T tools, weet hoe sommer reach out, vra vir hoe gaan dit? Bid vir iemand, selfs al is dit in die publiek. Is moeilik, maar moenie die Gees blus nie. Moenie profesie geringskat nie. Ook 'n kursus wat ons nou onlangs gedoen het, 'n toerusting. Profesie is baie powerful en dit het baie waarde vir die persoon wat dit kry. Ondersoek alle dinge en behou die goeie. So, al weet jy komkommer proe sleg, né? Want jy ruik dit, dan proe jy dit maar en dan sê okay, nee, dit is sleg, ek gaan dit nie eet. Ekskuus, daai is vir my spesifiek op toepassing. Maar toets al die goeders, kyk wat is goed, maar behou net dit wat goed is. En natuurlik vir my elke vorm van boosheid. Ek dink nie daai hoef lank bespreek te word nie. Ek dink dit is redelik maklik. So ter afsluiting, ons moet waag om anders te wees. We have to be different. Omstandighede is moeilik vandag, né? Ons kultuur en ons etiese waardes is onder aanval. Selfs basiese goed is aan verval, paaie, wet en orde, krag, water. Ding waarin ons land uitblink is korrupsie, dis nogal depressing, né? Maar in hierdie tyd moet ons nie opgee en net sê, ons kyk maar hoe speel dit uit nie. Ons moet positief wees, die Here bemagtig ons. Hy wil hê ons moet uitblink. Hy wil hê ons moet sout en lig wees. Ons moet 'n positiewe impak op die ander om ons hê. Ons het nou ook gesê hoe mense dit kan doen. So laat ons hy sout en lig wees. Dat is 'n bydrae lewer ons gemeenskap. Laat hulle sien dat Jesus goed is. Hoe Jesus ons bemagtig en versterk. So vir hierdie week is die challenge. Gaan kies een ding, soos wat ons nou gesê het om te doen. En gaan doen dit. Gaan hê 'n impak by jou werk, by jou vriendegroep, jou familie. Gaan maak 'n verskil. Gaan wees sout en lig daar waar jy gaan. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, baie dankie Here vir hierdie wonderlike voorbeeld wat U vir ons gegee het in Jeremia. Here, help Here dat ons ook ons skepingsdoel kan verstaan, Here, en dat ons kan uitreik en sout en lig wees. Dit is nie vrees dit nie, Here. Dit is nie woede het nie, dit is nie tweespraak of dit is tweespraak kan ignoreer. Dit is oor dit stap, Here, en sout en lig kan wees vir hierdie wêreld. Here, bemagtig ons, versterk ons kan dit nie doen sonder U nie. En ons is dankbaar, Here, vir U genade. Amen.
Ontvang nou die seën van die Here. Die Here seën julle en bewaar julle. Mag sy aangesig oor julle skyn, mag hy julle sy genade bewys. Mag sy guns rus oor julle lewens, en mag hy julle vrede gee. Amen.